Dis interessant dat die staat wat nie in staat is om 'n pothou reg te maak nie, probeer om die sakewêreld op hierdie manier kleurgewys te herrangskik. Watter bedrywe word veral hierdeur geraak? As niks wat nie daardeur geraak word nie. Dis die mees rasgedrewe intervensie sedert die hoogtepunt van apartheid. Dit is ongekend in die wêreld. So dit is konstitusioneel. Die konstitusie begin, die grondwet van Suid-Afrika begin met Suid-Afrika as 'n non-racial samelewing. Nou, so hierdie ding is verkeerd en alles word geraak. Alle sektore, alle werkgewers, bo 50 werknemers. Niemand spring hierdie ding vry nie en vir alle werknemers in Suid-Afrika as daar bepaalde teikens, behalwe vir blanke mans. Hulle is eintlik persona non grata in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Nou, dis redelik ernstig, maar jy weet, dit is amper lagwekkend dat hierdie een groep tot so mate gestraf word. Ek dink daar gaan baie water in die see loop en hier gaan baie sake uit hierdie ding uit voorspruit en ons is absoluut daarop gefokus om die staat en dan die departement van arbeid in hierdie saak absoluut van loopgraaf tot loopgraaf te beveg. Ons slyp ons tande vir hierdie geveg wat oor 'n baie lang tyd gaan plaasvind. Gerard, net om 'n prentjie te skep van die implikasie van hierdie wetgewing. Veronderstel 'n sakeonderneming het 50 werknemers. Ja. Wat is die teikens? Wat moet hierdie maatskappye aan voldoen? Uiteindelike teikens, dis nou na 5 jaar, is dat jou werksplek op alle vlakke, nou jy weet, daar is die vlakke van werkgewers soos, jy weet, topbestuur, middelvlak bestuur, professionele, tegniese persone ensovoorts. Op al daai vlakke moet elke werksplek aan die bevolkingssamenstelling voldoen, eventueel, oor 5 jaar. Dit is 'n refleksie van die oogmerke soos dit vervat is in die nasionale demokratiese revolusie. So, hier is die prentjie. Gaan kyk na wat is die persentasie van swart mense, kleerlingmense, Indiërs en dan blankes. En dan kyk jy ook in terme van mans en vrouens. So, jy moet soveel mans, soveel vrouens hê. Kom ons vat belaglike voorbeelde. 'n maatskappy wat 'n vervoermaatskappy het 100 drywers, trokdrywers. En in daai geval is dit die kans is goed dat daai maatskappy in hierdie geval dis nou 'n interessante voorbeeld wat ek noem 100 swart trokdrywers. Nou dis te veel, hy moet nie soveel hê nie. Hy moet min of meer die helfte daarvan moet vrouens wees. Dan sal hy moet 'n paar wit drywers inkry, mans en vrouens, 'n paar kleerling drywers inkry, mans en vrouens, en dan moet hy ook 'n paar Indiër drywers inkry, mans en vrouens. Nou dis regtig lagwekkend, maar dis wat dit is. En dan word dit bepaal ook in terme van die bevolkingssamenstelling nasionaal versus provinsie. En dan moet jy 'n paar ouens met fisiese gebreke ook inkry. En so dit is interessant dat die staat wat nie in staat is om 'n pothou reg te maak nie, probeer om die sakewêreld op hierdie manier kleurgewys te herrangskik. Gerard, so in praktyk gaan daar mense wees wat hulle werk moet verloor, afgedank word om te voldoen aan hierdie regulasies. Wel, een van die probleme wat die staat het, is dat jy mag nie 'n persoon ontslaan om jou doelwitte te bereik nie. Nou, dit gaan die bereik van hierdie doelwitte binne die bestek van 5 jaar natuurlik onmoontlik maak. Maar jy moet vir die staat sê, jy moet 'n duimsuig oefening uitvoer. Jy moet vir die staat sê, kyk, 5 jaar gaan my werksmag so lyk, en jy gaan dit baseer op aan die hand van die groei van jou besigheid, waar jy dan mense van ander kleure moet aanstel. Want onthou, jy kan nie wat jy het ontslaan nie. Jy veronderstel daar gaan mense weggaan. Nou, wat het NIASA gesê in terme van ons plan? Ons moet 'n plan indien, ons het 'n plan ingedien. En ons het vir die staat gesê,
dat vir die Departement van Arbeid dat NIASA gaan oor 5 jaar presies lyk soos hy nou lyk. Nou hulle gaan vir ons sê, maar jy kan nie vir ons so 'n plan gee nie en ons gaan vir hulle dan vra nou hoekom kan ons dit nie vir jou sê nie want ek het geen aanduiding dat my personeel van hulle gaan weggaan nie. Nou dan mag weggaan. Ek het geen aanduiding dat dit inderdaad gaan gebeur nie. So in 'n geval van die NIASA as hulle ons nou teiken vir aksie dan gaan daar nou groot spors wees. Maar so die teikens gaan nie bereik word nie en hier is wat ons vir maatskappye sê, moenie vir hulle teikens gee aan die hand van wat hulle wil hê jy moet doen nie. Dit moet realisties wees. Nou die feit is jy weet ek wil nie nou regsadvies gee vir ouens nie, maar ons gaan nou nie die ding vir die staat maklik maak. Hulle gaan hard werk vir hulle, jy weet vir die eerste keer miskien 'n bietjie harder werk vir hulle salarisse as wat hulle gewoonlik werk. So dit kan nie gebeur nie want dit sal moet impliseer jou besigheid groei en ons weet die groei van besigheid word geïnhibeer en dat jou bestaande werksmag van hulle moet bedank en as jy daai persoon wat bedank vervang, moet dit waarskynlik nou wees met die vervanging van 'n persoon van 'n spesifieke kleur wat die staat se narratief pas. Wel, die tweede vraag is as jy dit dan wil doen, gaan jy die geskikte kandidaat kry? Hoe gaan jy daai kandidaat aanwys? Gaan jy bloot op ras aanstel of gaan jy op meriete aanstel? So hier is baie vrae, Estie. En ek het nog nooit vir 'n regstryd so uitgesien soos hierdie ene nie. Dit is dan Gerard Papenfoos wat met ons gepraat het, die uitvoerende hoof van NIASA.